soos Charlie nou net gesê het, ons weet nie waar elkeen van julle vanaand bevind nie. Jy voel dalk vasgevang in 'n Egipte. Jy is dalk op pad uit Egipte uit. Jy staan dalk voor daardie Rooi See en jy weet nie watter kant toe nie. Maar die God wat daardie dag, daai Rooi See wat oopgaan het, is dieselfde God gister, vandag en tot in alle ewigheid. Is dieselfde God wat daardie dag toe hy die Israeliete uit Egipte uitgelei het, jou hand vanaand wil vat en jou uitlei na vryheid toe. Jou uitlei na die beloofde land wat hy vir jou beplan. Ek wil bid, Here, Vader, baie dankie, Here, vir die voorreg wat ons het vanaand. Here, om net tyd in u teenwoordigheid te kom spandeer. Dankie, Vader, vir elke persoon wat vanaand tyd uitgekoop het om u Vaderhart te kom luister. Hemelse Vader, ek wil bid, Here, vir elke persoon, Here, laat hulle harte oop en ontvanklik sal wees om u woord te hoor. Ek wil bid, Abba Vader, Heilige Gees, beweeg, Here, van sitplek tot sitplek en elke nood, elke behoefte wat elke persoon vanaand het, wil ek bid dat u Heilige Gees op die soete, wonderbaarlike manier wat net u kan, elke persoon kom aanraak. Here, ek wil vir u dankie sê vir die Heilige Gees se teenwoordigheid. Ek wil vir u dankie sê vir die Heilige Gees se leiding. Ek bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Kan ons vir ons band 'n lekker handeklap gee? So ek vra nou maar vir ou Watertjie, ek weet nie wie van julle was die dag by gewees, toe ek gepreek het op Moedersdag. Wat was die preek se titel? Sout. Wat was dit? Hier kan ek nou nie eens onthou nie. Maar in die middel van my preek, julle, toe is my mond so droog, nee. Toe klap my mond asof ek 'n sak sout self geëet het. So ja, so ek hou nou maar die water by my. So ons het vir die laaste 3 weke het ons saam gejourney in ons reeks getuig. En ons het teruggekyk, 3 weke terug het Pastoor Siobhan met ons gedeel om terug te kyk in dankbaarheid. En sy het haar storie van Rebekka en Isak het sy met ons kom deel. En ons het gesien hoe God betrokke is in die detail van ons lewens. Verlede week het Zayn met ons gedeel, ons het opgekyk in afhanklikheid en hy het met ons gesels oor Petrus wat op die water geloop het en hoe die oomblik wat hy sy oë van Jesus afgehaal het, het hy begin sink. Nou vanaand is dit vir my 'n baie groot voorreg. Ons gaan vorentoe kyk vanaand in geloof. Nou ek sluit nou aan by vanoggend se preek. Wie van julle was vanoggend in die diens gewees? Baie van julle was vanoggend in die diens. Nou kyk, is altyd 'n risiko as Ronaldo dieselfde dag as jy preek oor dieselfde tema, want die kans is baie groot dat hy die helfte van my preek gaan preek in die oggend. So dit is altyd so, maar dis die Heilige Gees vir jou. En so Siobhan vanoggend sê, as daar goeders is wat ek herhaal wat Ronaldo vanoggend gedeel het, dan is dit dalk omdat jy dit 2 keer vandag moet hoor. So, ja, so dis my regtig 'n baie groot voorreg om vanaand saam met julle vorentoe te kyk in geloof. Nou, party van ons kyk vorentoe in geloof, en party van ons, soos wat Renaitjie nou gesê het, tel die slaapies na hierdie vakansie toe. En ek weet nie van julle nie, maar ek is definitief een van die wat die slaapies tel vir die einde van hierdie jaar. Nou, net sien, okay. Voor ons vorentoe gaan kyk in geloof, wil ek graag gaan stilstaan by 'n punt. Nou dit is die punt tussen om op te kyk in afhanklikheid en die punt om vorentoe te kyk in geloof. Is daar 'n stukkie daar tussenin wat ek dink nogal belangrik is dat ons net gaan stop daar en net bietjie gaan kyk daarna. Nou, hierdie punt is, soos ek nou net gesê het, net nadat ons daardie deurbraak beleef het. So ons is deur die Rooi See en ons het hierdie deurbraak in totaliteit beleef, op die punt waar dit jou getuienis regtig maar moet trigger, en dis waar hierdie reeks gaan, is om dan jou getuienis te kan deel, en die punt waar ons dan weer gaan vorentoe beweeg, na die volgende toets, terwyl ons besig is in hierdie sirkel van die lewe.
Nou wat maak ek en jy op daardie punt? Wanneer ons deur hierdie groot deurbraak gekom het, tussen hierdie twee punte, stop jy en getuig jy oor die Here se hand wat jy in jou lewe beleef het. Jy weet, dit is so baie keer dan gaan ons net weer aan en ons gee nie die oomblik om regtig waar te getuig oor wat dit is wat die Here vir ons gedoen het nie. Is ek en jy dankbaar wanneer ons deur daai deurbraak gekom het? Of stop jy en jy bid dalk en sê dat vorentoe, Here, maak asseblief dit net vir my makliker. Miskien was daai proses waardeur jy gegaan het so moeilik gewees. Nou so baie van ons is so lief daarvoor en ek hoor dit al hoe meer om te sê ek is geroep vir 'n tyd soos die. Ons almal ken daai stuk so goed in die boek van Esther waar sy you were called for such a time as this. En dit is so maklik om dit te sê, maar wat ons moet besef is as jy sê I am called for such a time as this. En Ronaldo sê dit altyd, hy sê we were not called for the easy. We were called for the difficult. En jy moet besef dat as jy sê, I am called for such a time as this, that you were called for the difficult, want dit was nie 'n maklike pad gewees nie. Ek en jy moenie bid vir 'n maklike lewe nie. Ons moet eerder bid dat ek en jy 'n sterker man en 'n sterker vrou word. Phillips Brooks het geskryf, moenie bid vir toetse wat gelyk is aan jou krag nie, maar bid vir krag wat gelyk is aan jou toetse. Nou ek wil dit weer 'n keer sê, moenie bid vir toetse wat gelyk is aan jou krag nie, maar bid eerder vir krag wat gelyk is aan jou toetse. Nou ek dink toe Phillips dit geskryf het of gesê het hy terugverwys na die Israeliete toe, want elke keer wanneer die Israeliete net deur 'n bietjie moeilikheid gegaan het, dan wou hulle teruggedraai het Egipte toe. En dit is terugdraai na 'n lewe van slawerny toe. Ons lees in Eksodus 14 tot 15, waar die Israeliete vrygekom het uit Egipte, en Ronaldo het vanoggend so mooi ingelei vir ons, waar hulle is uit Egipte uit, hulle kom voor die Rooi See te staan, die vyand is agter hulle op hulle hakke, en hier is hulle doodsbenoud. Hulle kom by Moses en hulle kla, en hulle sê, ons gaan hier in die woestyn doodgaan, en God gee vir Moses die opdrag om vorentoe te gaan. En lees ons in Eksodus 14 vanaf vers 15 tot 16 in die Nuwe Lewende Vertaling. Die Here het toe vir Moses gesê, vir wat staan jy so benoud en roep na my? Sê die mense moet beweeg. As ons kyk na die Amplified, dan sê hy, move forward toward the sea. Nie forward na die kant toe nie, toward the sea. Vat jou herderstok in jou hand en hou dit uit oor die water. Daar sal 'n pad deur die water kom, waarlangs die Israeliete op droë grond kan trek. Nou, as ons verder lees, dan besef ons dat die Israeliete het hierso een van die kragtigste verlossings wat ooit opgeteken is, eerstens beleef. Hulle het 'n skouspelagtige Rooi See deurbraak voor hulle oë gesien plaasvind. Nou net om 'n bietjie perspektief te sien en te beleef oor wat eintlik hier gebeur het. Ek het gaan 'n bietjie oplees oor die vlakste gedeelte van die Rooi See. Nou die vlakste gedeelte van die Rooi See was ongeveer 40 meter diep gewees. Nou dit gaan baie hoor, julle moet bietjie gaan oplees, is baie interessant. Dit was by party plekke baie dieper gewees as 40 meter. Nou 40 meter, die redelike standaard vir 'n vertrek van die grond tot by die ceiling is gewoonlik so 3 meter. So ons kyk na enigiets tussen 10 en 13 verdiepings wat die vlakste deel van die Rooi See was, waar hulle deur beweeg het. Nou hierdie Israeliete het 'n real life demonstrasie gehad van God se bonatuurlike krag daardie dag toe hulle dit beleef het. Die see het oopgegaan, hulle het deurgestap op die droë grond, en daardie dag het hulle die vernietiging van die Egiptenare wat hulle vir meer as 400 jaar geonderdruk het, voor hulle oë gesien gebeur. Nou wat het die Israeliete op daardie oomblik beleef, toe hulle daar staan en hier gaan die waters toe en die Egiptenare is oorwin? Ek lees vir julle Eksodus 14 vers 31 uit die Boodskap vertaling uit. Hulle het gesien hoe die Here met vernietigende krag teen Egipte geveg het. Die volk het baie groot respek vir die Here gekry. Hulle het in die Here geglo. Hulle het ook begin glo dat die Here Moses na hulle toe gestuur het. Nou kan jy glo, dat na alles, dat hulle hier eers begin glo dat die Here vir Moses na hulle toe gestuur het.
Nou, hulle het gegaan van die plek van absolute vrees vir almagtige God en geloof, na die volgende punt, wat lofprysing en aanbidding tot gevolg gehad het. En ons lees in Exodus 15 vers 1 tot 2, toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Nou op hierdie punt het die volk gejuig oor die grootheid. Ek meen, wat meer, jy is verstom, jy is stom geslaan oor dit wat voor jou oë gebeur het. Miriam, ons weet, sy het Aaron se suster, sy was 'n profetes geweest, het voor die volk uitgedans met tamboerijn, sy het al die vrouens saam met haar gevat en hulle het gedans en die Here se naam groot gemaak. So dit was 'n bergtop, bo natuurlike oomblik geweest in die Israeliete se lewe. Hulle het God se hand so duidelik daardie dag gesien en beleef, en hulle reaksie was onmiddellike oorgawe en onmiddellike aanbidding van hierdie groot God wat hulle dien. Nou die hoogtepunt van hierdie Rooi See ervaring was het nie baie lank geduur nie. Ons sien dat met die wildernis se harde realiteite, omtrent 3 dae later, lees ons, het hulle baie vinnig hulle gedrag verander van vertroue en geloof en vir hierdie almagtige God, het hulle begin twyfel, hulle het vrees beleef, hulle het klagtes begin, hulle het oor alles gekla, terwyl hulle hierdie onsekerhede en hierdie uitdagings in die gesig moes staar, en terwyl hulle besig was met hierdie woestynse reis. Nou hierdie is die punt waar ek net gou vinnig wil stil staan. Hierdie punt het 'n stryd kom beklemtoon om hulle moet nou weer staat maak op God se voorsiening. En vorentoe kyk na hierdie aanvanklike deurbraak wat hulle gehad het met die Rooi See. Nou die vraag is hulle op pad na die beloofde land toe? Ja, hulle is definitief op pad na die beloofde land toe. Hou hierdie uitdagings op na jou deurbraak? Nee, hierdie uitdaging nie. Word jou geloof getoets? Verseker, jou geloof gaan altyd aangehou getoets word. Hier sou die Israeliete wegbeweeg van die Rooi See, en het hulle eerste struikelblok in die woestyn tegemoet gekom. Julle almal ken die storie so goed. Hulle het by Mara gekom, Mara wat bitter beteken, en die water was bitter en ondrinkbaar gewees. Hulle was baie, baie dors gewees, en hulle het gaan kla by Moses, wat moet hulle drink? En die Here het gekom en hy het voorsien vir die Israeliete. Hy het vir God het vir Moses gesê om die stuk hout te vat en die water te gooi. Julle almal ken dit so goed. En die water het toe soet geword. Ons lees in Exodus 15 vers 26. Die Here het wel opdrag gegee dat die Israeliete moet goed luister na dit wat die Here vir hulle sê. Hulle moet doen wat reg is in sy oë. Hulle moet gehoor gee aan sy gebooies en alles doen wat hy voorskryf. Nou wat ek sien in hierdie vers is luister, doen. Luister, doen, was die opdrag wat die Here vir die Israeliete gegee het. Dus soos wat hulle verder getrek het, nadat hulle Elim verlaat het, het hulle die woestyn van Sin weer binne gegaan, en wat hier gebeur het is, soos ons ken, ek weet nie of julle die term ken, hangry nie, ek dink die Israeliete het hangry geword, hulle was baie, baie honger gewees, en hulle het gaan kla en gemurmureer, en hulle het vir Moses gesê, dat julle het ons al die pad uitgebring in die woestyn, sodat ons hier in die woestyn doodgaan van hongersnood, en hulle was baie ontsteld gewees, en ek gaan lees ons in die Afrikaans 83 vertaling sê, dat God het opgemerk, hy die murmurering van die Israelitiese volk het hy opgemerk, en hy het gekom, en weer het die Here kom voorsien. En lees ons verder, by Rephidim kamp, het hulle weer die situasie gehad, waar daar nie water was nie, en hoe die Here gekom het, en hulle het die Here getoets en gesê, waar is die Here in ons midde, is hy regtig in ons midde, en dit terwyl daar 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, die hele tyd die teenwoordigheid van God, gerepresent het, terwyl hulle beweeg het, en weer het die Here gekom, en hy het kom voorsien vir die Israeliete. En die Here kom, en hy kyk wat ek en jy doen, wanneer ons in al hierdie toetse kom. Voer ons sy opdragte uit, wat is dit, of begin ons ook murmureer? Nou kort daarna lees ons dat die volk het rebels geraak, en hulle het 'n afgod gebou, en hulle het dit aanbid, en dit was terwyl hulle die teenwoordigheid van die Here op die berg kon sien, het hulle gegaan, en hierdie afgod gebou. Nou wat doen ek en jy na ons deurbraak? Ons het so 'n bietjie in die bidkamer gepraat daar voor die tyd, en iemand vertel toe daarvan, dis so amazing in die klein groepe, weet, as mense probleme het, dan is hulle daar,
Hulle is elke week daar en ons bid en ons ondersteun en ons soek die Here en goeders, totdat die deurbraak kom en dan sien jy hulle vir maande weer, nie tot die volgende probleem weer kom, dan kom hulle weer terug. So my vraag aan jou vanaand, wat doen ek en jy wanneer ons deur daardie deurbraak is? Verdwyn ons dan ook net weer tot die volgende keer wat ons die Here nodig het? Gaan ons en ons soek dalk ietsie wat belangriker is as die Here, dalk nie 'n afgod wat ons bou nie, maar iets wat ons tyd opvat, wat ons eerder kan spandeer saam en met die Here. Nou Andrew Bonar het geskryf, let us be watchful after the victory as before the battle. Let us be as watchful after the victory as before the battle. En dit is so waar, want voor die battle is ons attent op soveel goeders, maar na die battle, nadat ons die victory gekry het, is jy dan nog steeds watchful. Want dit is moontlik om die stryd te wen, maar die oorwinning te verloor. So dit is baie belangrik om dit te onthou. So soos die Israeliete se optrede, wat ons nou beleef hierso in die woestyn, kan ons vandag baie gaan leer by die manier hoe hulle die goed gehanteer het, ook in ons journey vorentoe, soos ons vorentoe kyk in geloof. Nou, hulle storie het ook belangrike lesse gehad van die uitdaging om volgehoue geloof. Dit is maklik om te sê ek het geloof, maar het ons volgehoue geloof? En die neiging om so vinnig, nadat die Here vir ons 'n deurbraak gegee het, net aan te beweeg en te vergeet van die deurbraak wat die Here vir ons gegee het. Jy sê dat jy vertrou God, maar glo jy werklik dat God vir jou sal opdaag? Dat daar 'n beloofde land is aan die ander kant van hierdie woestyn waar jy jouself dalk vandag in bevind? Sien jy ook dalk net die reëse, toe hulle die verspieders uitgestuur het hulle net die reëse gesien, hulle het alles gesien wat fout is in hierdie beloofde land? Is jy dalk een wat net al die foute en die reëse raak sien? Is jy dalk die rede dat jy al vir 40 jaar in die woestyn sit en nie by die beloofde land uitkom nie? Ons sê, ons kyk vorentoe in geloof, maar wat is geloof? Nou ek wil vir julle 'n demonstrasie doen met hierdie pragtige ribbon chair, hulle noem hom 'n ribbon chair, hy het actually 'n naam. Ek wil julle 'n paar interessante feite vertel van 'n stoel, so ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar 'n stoel het actually 'n maksimum kapasiteit, so moenie dink, jy weet as jy nou lekker eet en van baie eet hou, dat jy kan op enige stoel net gaan sit en die poot gaan nie afbreek nie. So, daar is 'n kapasiteit aan die stoel. Nou ek, Spiewel, as 'n ingenieursfirma, een van die goed wat ek doen is, as ons nuwe kantore plant of kantore skuif, dan is ek gewoonlik die projekbestuurder vir die projekte. En dit sluit in ons interior design. So, wanneer ons hierdie groot projekte doen, en ek dink spesifiek aan een wat ons in 2017 gedoen het, het ons seker so tussen 150 en 200 stoele opgesit, voordat ons actually die stoele se order geplaas het. Nou die rede vir dit is, buiten vir die feit dat dit belangrik is dat die stoel mooi is, want natuurlik ons wil hierdie plek moet mooi lyk, hulle spot my altyd by die werk, hulle sê ek Cherylize die kantore, maar dit is 'n ding, want dit moet mooi lyk, so buiten dat die stoel moet mooi lyk, en soos julle kan sien, hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van 'n mooi stoel, is dit belangrik dat die stoel veilig moet wees, so en dit is nou waar die gewig, die maksimum gewig inkom, so ek wil seker maak dat almal wat saam met my werk by die kantoor, kan gaan sit op die stoel sonder om bekommerd te wees dat hy op die grond gaan opeindig. Ons kyk na hulle veiligheid. En dan die derde ding is natuurlik, die stoel moet gemaklik wees, want as 'n stoel nie gemaklik is nie, dan gaan die mense hom nie gebruik nie. So dit is nou die rede, hoekom ons op so baie stoele fisies gaan sit, om seker te maak dat die ouens 'n awesome belewenis het, wanneer hulle die stoel gebruik. Nou wat ek wil doen, ek wil gou vir 'n Renatjie vra, dat sy net hier by my kom staan. Ek wil vir julle verduidelik, wat is die verskil tussen om te vertrou en om te glo. Nou ek en Renatjie, ons kom nou al 'n baie lank pad saam. Sy vertrou my nou al die jare. So Renatjie, vertrou jy my dat hierdie stoel jou gewig sal kan handle? Ek doen, ja. Nou die verskil tussen om te vertrou en om te glo is, om te glo is wanneer jy oorgaan in aksie en jy actually op die stoel gaan sit. Okay, kan maar sit. Sy vertrou nie rarig nie. So verstaan julle die verskil tussen om te vertrou en om te glo dat die stoel actually jou gewig sal kan. Kom ons gee vir haar 'n lekker handeklap. Dankie Renatjie. So wat is geloof? Ronaldo het vanoggend hierdie skrifvers ook aangehaal, Hebreërs 11 vers 1, en julle ken dit almal so goed. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop.
en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is daai oortuiging om te weet, ek kan maar met 'n gemaklike hart, kan ek maar op die stoel gaan sit en ek sal nie op die grond opeindig nie. Jakobus 2 vers 14, Ronald het hierdie skrif ook vanoggend aangehaal. Wat help dit as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Met ander woorde, jy staan langs hierdie stoel, jy's agter hierdie stoel, jy's aan die regterkant van hierdie stoel, jy's voor die stoel, aan die linkerkant van die stoel, maar jy gaan sit nie in die stoel nie. Wat kan ek en jy vanaand leer by die Israeliete? Nou terwyl ons onthou dat geloof maak nie hierdie pad makliker nie, dit maak die pad moontlik. Die Israeliete se storie is my en jou storie ook vanaand. Ek en jy ervaar baie dikwels hierdie Rooi See oomblikke, hierdie oomblikke van genade, van deurbraak, van geestelike hoogtepunte in ons lewens. Ons voel naby ons God, ons geloof is sterk, maar wat gebeur wanneer jy daai kus verlaat en jy 'n nuwe wildernis binnegaan? Die onverwagte beproewinge, die behoeftes wat dalk nie dadelik vervul word nie. Jy dalk bitter water of jou kombuiskaste is dalk leeg. Of vergeet jy ook soos die Israeliete so vinnig van die goeie goed wat die Here vir jou so onlangs gedoen het. Nou ons uitdagings is net soos wat hulle uitdagings was, om nie net te vertrou in 'n God se voorsiening nie, maar werklik te glo dat God sal voorsien en dan oor te gaan in aksie. Wanneer ons omstandighede die teenoorgestelde skree is om nog steeds te gaan en te gaan sit in daardie stoel. Nou, hoe gaan ek en jy dit doen? Dit is belangrik dat ek en jy intentioneel moet wees daaroor. En daar's 5 punte wat ek vinnig wil deurgaan, wat ons moet doen en wat ons kan leer by die Israeliete om seker te maak dat ons hierdie reg aanpak. Nou die eerste punt is onthou God se getrouheid. Nou Siobhan, ek onthou die aand toe sy gepraat het sy ons vertel van haar boek wat sy gebruik om haar deurbraak oomblikke in neer te skryf. En ek wil elkeen van julle regtig aanmoedig om ook vir jou so 'n boek te kry. Ek het 'n paar boeke en 'n paar plekke waar die boeke is en ek moet vir julle sê toe hulle my vra om te kom praat vanaand of die preek te doen vanaand, toe het ek regtig gesukkel om al daai goed bymekaar te kry. So dit is nou een van my goedjies wat ek hierdie Desember wil doen, is om net daai goed in een plek te kry. Maar dit is baie baie belangrik dat jy die goed neerskryf. Ek meen as die Israeliete na 3 dae kon vergeet het die groot werk wat die Here gedoen het. Ons is maar net mens, so dis belangrik dat ons daai goed neerpen. En ons moet terugdink aan hierdie Rooi See oomblikke wat die Here vir ons in ons lewens ook gegee en gewys het. Die tweede ding is vertrou God vir jou daaglikse voorsiening. Vertrou hom vir die manna, vertrou hom om daagliks te voorsien in al jou behoeftes. Al is die toekoms onseker, vertrou nog steeds op die Here. Die derde ding is om te weier om te kla. Nou ek dink as dit nou een ding is wat die Israeliete gebemeester het, was dit om te kla. So, wees dankbaar in elke situasie. Kies om dankbaar te wees. Dis ietsie wat ek met my spanne van hou om te doen. In die koöperatiewe wêreld kan jy nou nie 'n meeting begin met gebed nie. Ek werk saam met Hindus en moslems en allerlei verskillende gelowe. Maar iets wat ek baie van hou om te doen is om my meetings te begin met 'n oomblik van dankbaarheid. Waarvoor is jy dankbaar? En dit is amazing om te sien hoe vinnig die atmosfeer in 'n plek kan verander wanneer mense net hulle fokus vat van al die goed waar hulle wil kla na dankbaarheid. Iets so eenvoudig soos, ek het vanoggend droog by die werk aangekom, as ek by mense verbygery het, wat mense ry met die intensie om hulle sop nat te ry, wat op pad is werk, wat die hele dag met nat klere by die werk moet sit. So net om dit in jou lewe in te bring, om dankbaar te wees en nie te kla nie. En wanneer jy kla, dat jy sal attent wees daarop, om op te hou om dit te doen. Dan die vierde ding is, glo sy woord en sy beloftes. Kry 'n woord en 'n visie vir 2026 by God. Dit is so belangrik. My skoonpa het altyd vir my gesê, en ek dink is die een ding wat ek vir altyd sal koester van hom, is Charlie, kry 'n woord, want wanneer dit begin moeilik gaan, is dit wat jy het om op te staan. So dit is so belangrik vir volgende jaar, dat elkeen van ons 'n woord sal kry by die Here, wat ons kan vashou. En dan die 5de ding, is om reg te praat. Om die dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Die skakel tussen ons geloof en oorwinning is jou mond, dis jou tong. Verstaan, dat hierdie tong het 'n skepende krag.
Dit wat ons praat is die primêre aksie wat die geloof wat in ons harte is, vrystel of uitdruk. So dit is verskriklik belangrik dat ons attent is daarop wat kom by jou mond uit. Nou, as a matter of fact, dit is die einste manier wat God self gebruik het. Ons lees in Romeine 4 vers 17, in die Bybel sê God vir Abraham, ek maak jou die pa van baie nasies. Abraham het hierdie belofte met sy hele lewe geglo. Hy het geweet dat God die onmoontlike kan doen. Hy kan dooies lewendig maak en met 'n enkele woord iets uit niks tot stand bring. In Hebreërs 11 vers 3 lees ons ook, omdat ons glo, weet ons dat God die wêreld gemaak het, deur net te sê, dat dit daar moet wees, en dit was daar. Dit is nie gemaak uit iets wat ons nie kan sien nie. God het die wêreld gemaak deur net 'n woord te spreek. Alles wat ons nou sien, is gemaak uit iets wat nie gesien was nie. Ons lees in Genesis 1, en God het gesê, laat daar lig wees, en God het gesien, dat dit goed was. God het gesien, dit wat hy gesê het. God het die heelal in stand gebring deur te spreek. Ons, elkeen van ons wat hier sit, is geskape in God se beeld en in sy gelykenis. Gebruik woorde om die onsigbare dinge te roep na 'n sigbare werklikheid. Daarom is die Bybel so vol en ons hoor dit so baie van glo en praat. Romeine 10 vers 10, ons glo met ons hart, ons bely met ons monde. Romeine 10 vers 8, naby ons, in ons hart, in ons mond, is die woord van ons geloof. Hebreërs 10 vers 23, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. 2 Korintiërs 4 vers 13, ons glo daarom, praat ons dit ook. Mag ek en jy leer uit die Israeliete se foute en intentioneel kom en kies om in volharding met geloof vorentoe te beweeg, ongeag van die terrein waarop ons beweeg, ongeag van ons omstandighede wat ons op ons reis beleef elke dag, om werklik oor te gaan in aksie. Ja, en nie net te vertrou nie net aan die kant van hierdie stoel te staan nie, maar werklik waar te gaan sit en die Here te glo vir dit wat hy vir jou beloof het. Nou ons kyk vorentoe na 2026 met verwagting en geloof. Nou soos jy vorentoe kyk met geloof, wat is dit wat jy sien in 2026? Wat glo jy oor jouself, oor jou lewe vir 2026? Wat roep jy met jou mond oor 2026? Wat gaan jy doen? Nou ek wil afsluit met 'n kort getuienis. Ek was 18 jaar oud gewees toe ek in my hart gevoel het dat ek is geroep om in die bediening in te gaan. Op daardie stadium het my pa vir my gesê, nee, jy moet 'n regte werk kry. En ek het toe so verder gaan studeer en ek is toe getroud. En van my eerste werk af het ek met ingenieurs gewerk. Vir al die jare het ek met ingenieurs gewerk, behalwe vir 1 jaar in 1999 het ek by oom Alfred van Vieren wat daar agter sit, het ons vir 'n jaar in Lichtenburg gebly, ek en Ronaldo, wat ek nie vir ingenieurs gewerk het nie. En dit was 'n baie moeilike jaar geweest. 1999 was een van die moeilike jare wat ons beleef het, maar dit was 'n voorbereiding jaar wat die Here fondasie kom lê het in my en Ronaldo se lewe, waar ons moes leer om saam as 'n span te werk en ons het regtig maar mekaar gehad. Ons altyd baie lang ure gewerk op daai stadium en naweke was dit al wat jy gehad het, was jou man. En ek het teruggekom en van 2001 af werk ek het by Anglo American begin, van 2001 af is ek oor na WSP toe, so ek is nou 24 jaar by WSP. En baie keer dan, ek het baie keer kwaad geword, ek het baie keer kwaad geword vir my pa, ek het kwaad geword vir die Here, want ek het regtig so groot begeerte gehad, en hoekom gebeur dit nie? Maar baie keer dan verstaan ons nie die proses nie. Ons verstaan nie, ons dink dat jy moet by die kerk werk om vir die Here te kan werk, en dit is nie so nie. Oralstes waar jy beweeg, kan jy vir die Here werk, en jy kan 'n verskil maak vir die Here. En so 3 jaar gelede, net nadat my skoonpa oorlede is, toe het ek regtig begin voel dat dis tyd dat ek my transition periode begin om uit te werk by WSP. En ek het afgegaan van 5 dae na 4 dae toe.
en stelselmatig het ons begin aanpas en in 2024 verlede jaar nadat Henriette ons gaan sien, nou ek het van die begin af met hulle oop kaarte gespeel en vir hulle gesê, hulle ken my storie en hulle is bewus dat hierdie transition gaan gebeur en die tyd gaan al hoe minder word en nadat Henriette oorlede is, het ek hulle weer gaan sien laas jaar en ek het vir hulle gesê, ek kan hierdie jaar vir julle 2,5 dae gee, 'n week, dis wat ek vir julle kan gee. En hulle het vir my gesê, Charlie, ons vat enigiets wat ons kan kry. En hulle het my so mooi geondersteun in hierdie proses. En ek het in September maand het ek my bedanking ingegee by WSP en seker so 'n maand terug, toe kom ons finansiële direkteur na my toe sê vir my, Charlie, kan jy nie asseblief net 1 dag 'n week vir ons gee nie. Ek glo in 1 dag 'n week gaan jy kan doen wat jy moet doen. Nou van 3 jaar terug af het ek begin spanne in plek sit, 4 spanne om die verskillende departemente waarvoor ek verantwoordelik was mee te kan hardloop. Nou daai spanne hardloop sterk nou, ek het die regte mense in plek gesit, maar daar was 'n handjievol goed wat ek nie kon oorhandig nou nie en ek het toe vir hulle gesê nee, dit is reg. Ek sal 1 dag 'n week vir hulle gee. Nou, as jy praat van 1 dag 'n week, dan klink dit baie. As jy praat van net 4 dae 'n maand, dan is dit amper niks nie, want dit is basies wat dit is 4 dae 'n maand. Maar, hoekom ek dit vir julle vertel, is, ek is so opgewonde, as ek vorentoe kyk na dit wat voorlê, want van 1 Januarie volgende jaar is ek 16 dae 'n week, 16 dae 'n maand gaan ek hier by die kerk wees, om my hart om vir Ronaldo te ondersteun, om hierdie kerk vorentoe te vat, saam met hom te kan doen. Maar wat 'n awesome voorreg, want ek werk saam met die awesomeste span. Ons het die awesomeste mense in hierdie kerk, wat ons gaan help om hierdie stad op hierdie berg te bou. En dis nie enige stad nie. Hierdie, vir die van julle wat vanoggend in die kerk was, dis 'n groot stad wat ons gaan bou. En dit is vir my so groot voorreg om na al hierdie tyd die groot prentjie te kan sien en te kan verstaan. Ek het van 2019 af het ek saam met van die beste mense in die wêreld gewerk. Nou ek sê altyd as mense my vra, ek werk saam met ingenieurs, dit is, en ek hoop nie sit ingenieurs nie, julle sal my hart nou hoor. Ingenieurs is van die moeilikste mense om mee te werk. Maar wat 'n voorreg was dit om saam met hulle te werk. Wat 'n voorreg, want ek het soveel geleer. Hulle het sulke spesifieke maniere hoe hulle goed wil doen. So jy moet regtig weet en elke persoon is so uniek. So dit was so groot voorreg geweest en van 2019 af kon ek regtig beleef hoe fast track die Here my deur die prosesse, deur die goed wat ek moet doen, deur die mense waarmee ek te doen gekry het. Ek het hierdie jaar het ek gewerk op Oracle, ek weet nie of julle weet, Oracle Horizon, dis 'n ERP-sisteem. Dit is die grootste projek wat hulle wêreldwyd nog in geïmplementeer het, is ons WSP. Ons het 77,000 mense wêreldwyd in die maatskappy. So, ek het saam met van die beste mense in die wêreld gewerk en ek het goed geleer wat ek nie andersins sou geleer het nie. Goed wat die Here nou kan gebruik in hierdie stad wat ons gaan bou bo op hierdie berg. So, ek wil regtig vanaand net alle eer aan die Here gee en ek wil vir jou bemoedig. As jy hier sit en jy voel dalk jy sit in hierdie woestyn vir 40 jaar, wanneer gaan jy by hierdie beloofde land kom? Vertrou die proses. Vertrou die proses. Luister na dit wat die Here vir jou sê. Ek gaan nou afsluit en Brandon gaan vir ons kom afsluit met gebed. Hy was nie seker of hy dit gaan doen nie, maar jy gaan. Baie dankie. Ek wil net vir elkeen van julle baie dankie sê. Dit was vir my so groot voorreg. Samuel net kan staan, dan kan ons gou afsluit. Hemels Vader, ons wil vir U dankie sê vir die preek en die woord wat uitgegaan het vandag. Here, waar U ken elke liewe een van ons omstandighede. Here, U weet waar het ons dit maklik en waar het ons dit moeilik. Here, bid ons dat U ons vooruit sal gaan hierdie week, soos wat U daar by die Israeliete was in daardie woestyn. Here, dat ons bewus sal wees van die teenwoordigheid. Here, ons vra dat U ons paie gelyk sal begin maak en dat U vir ons sal wys hoe U daar is in elke dag, in die groot en in die klein. Dat ons kan onthou wat U vir ons doen en kan uitsien na wat U nog vir ons gaan doen. Hemels Vader, ons bid dat ons sal kan getuig in hierdie groepe en dat ons getuienisse sal hoor na vanaand oor hoe mense dankbaar is oor die klein en die groot wat in hulle lewens doen. Ons bid vir beskerming soos dit almal uitgaan, ons bid vir 'n blessing ook oor elkeen en ons bid dit net in Jesus naam. Amen.